Goeiemôre vriende. Het is lekker om vanmôre weer saam met jou te wees. Om te weet al kyk ons nie mekaar regtig in die oë nie. Ons dien saam ons Vader. Ons is hier by mekaar omdat hy ons 'n afspraak met ons het. En omdat hy sekerlik vir jou 'n goeie maaltyd voorberei het. Want ek glo dit wat ons so hier saam geniet is die kos uit die hemel. Dis manna vir ons gees, vir ons siel. Ons is nou wel op vlak 1 van hierdie Grendeltyd. Dit beteken dat ons nou wel met eredienste kan voortgaan. Maar ons het besluit om nogtans ook met hierdie YouTube dienste ook aan te gaan. Want daarmee bereik ons baie mense wat nie in die kerk kan wees saam met ons nie. En daarom, dankie dat jy hier is. Dankie dat jy gebruik maak van hierdie geleentheid. En ons wil nou saam ons buig voor hom wat vir ons in sy groot genade by mekaar gebring het. Hierdie erediens is in sy naam. Dis in die naam van ons Vader en in die naam van Jesus, ons Here. Genade vir jou en vrede. Want hy is vir jou baie lief en hy wil jou oorlaai met sy hartlikheid. Amen. Ons gaan vandag lees uit Filippense, 'n blydskapbrief, 'n brief wat oor en oor borrel van blydskap. Kom ek en jy sing dit ook nou, as ons die lied sing uit liedboek 167, kom ons betuig ons geloof waarmee ons sê, Jesus, U is die bron van al ons vreugde. Lied 167, kom ons sing dit lekker saam. Ek wil ook, omdat ons vandag weer by mekaar is, omdat ons gelowiges is, wil ek vra dat jy saam met my jou geloof in die Here Jesus bely, in die Here God. Die apostoliese geloofsbelijdenis vat dit so mooi saam. Kom ons bely ons geloof saam met gelowiges oor baie eeue. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leef, maar ook die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Kom ons maak ons Bybels oop. Ons gaan nou lees uit Filippense 1. Ons gaan lees sommer daar tot by vers 11, in die eerste hoofstuk. Maar liewe vriende, hierdie woord het krag. En daarom moet ons in die regte gees en gesindheid hierdie woord aanhoor. Kom ons buig eers in aanbidding. Here, ons weet U is die Almagtige. Ons weet U is die groot God, uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is. Ons weet dis U wat vir ons hier by mekaar gebring het. Dis U wat hierdie geleentheid skep, dat die woord nou kan kom tot ons. En U is die een wat hierdie woord bevestig. Daarom vra ons U, Here, dat die woorde van my mond en dat die oordeenkinge van ons harte vir U welgevallig sal wees. Amen. Vriende, ons lees uit Filippense 1. Paulus skryf aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort. Met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit einduit sal volhou tot op die dag wanneer Jesus Christus kom. En dan vers 9, ek bid ook dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. En dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Deur Jesus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en tot sy eer. Paulus sê vir hierdie groep mense in Filippi aan wie hy die brief skryf, julle lê vir my baie na in die hart. Hy sê dit, dat hulle eintlik sy hart verwarm, as hy aan hulle dink. Al is hy in 'n koue sel toegesluit. Hy skryf vanuit die tronk. Maar net die gedagte dat hierdie mense gelowiges is saam met hom, dat hulle hande vashou in die gees saam met hom, maak hom iemand wat vervul is met blydskap. Sy hart loop so oor dat hy onmiddellik vir hulle sê in vers 2, genade en vrede vir julle. Want jy sien, as jy vir iemand omgee, en as iemand vir jou baie beteken, dan wens jy vir hom net die beste toe. En wat kan ons meer, as om vir mekaar genade en vrede toe te wens? Ek wil vir jou net die beste. Maar dan sê hy in vers 3, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Dis asof daar 'n sprankel in sy lewe kom,
net wanneer sy gedagtes rondtoer, oral waar hy was, met al die mense wat op sy lewenspad was, maar aan hierdie spesifieke groep mense, hierdie mense in Filippi, ek dank God elke keer as ek aan julle dink. En in al my gebede, bid ek met blydskap vir julle almal. Hierdie woord blydskap word telkens in hierdie brief oor en oor herhaal. Jakobus sal weer voorkom nie, dat hy met warmte aan hulle dink nie. Sy hart loop oor van 'n seëngebed. Ek bid elke keer vir julle almal. En dan sê hy ook vers 5, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Hierdie selfde dankbaarheid wil ook vanmôre in my hart teenoor u wees, teenoor julle elkeen, teenoor hierdie gemeente. Ek wil die Here loof as ek aan julle dink. Ek wil die Here loof as ek dink aan die kerk, aan die Here wat sy liggaam saamgestel het deur jou en elkeen van ons wat saam sy liggaam gevorm het in hierdie tyd waarin ons lewe. Ek loof die Here dat ons nou na 6 maande se grendeltyd vandag weer kan erediens hou, soos ons dit gewoonlik doen. Dat ons dit op 'n verrykte manier ook kan uitsaai, sodat baie mense daar buite, wat nie vandag hier kan wees nie, daar's mense wat bang is om uit te kom, vir blootstelling, want die virus is nog nie verby nie. Daar's mense wat siek is, wat nie hier kan wees nie, maar wat verlang daarna om met die Here saam te wees. Nou na 6 maande kan ons weer 'n volwaardige erediens hou. Maar in hierdie 6 maande het julle as gelowiges op verskeie maniere bygedra dat die kerk voortbestaan. Dat die woord steeds uitgedra word. Al het die magte van die duisternis alles gedoen, en ek glo baie keer met 'n gejuig en handeklap gedink, nou het ons daar in die kerk op sy plek gesit. Nou het ons die uitdra van die evangelie gestop. Nou het ons dit gestop dat mense in 'n erediens bymekaar kom. Ere aan God, diens aan God is gestop. Maar ons leef nog steeds in die geloof. Ek dank God as ek aan julle dink. Julle het volhard en saamgewerk. Kyk wat sê vers 5. Ek is, omdat julle het van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk aan die verkondiging van die evangelie. Elkeen het 'n bydrae gelewer. Baie van julle het elkeen maar net in 'n binnekamer op jou knieë gebid. Voortdurend die kerk en sy saak aan die Here opgedra. Baie van julle het nog steeds 'n getuienis uitgedra. Op baie verskillende maniere, al was dit dan nou net om iemand te bel en by te staan en te versterk. Julle het op baie maniere bygedra. Deurdat julle byvoorbeeld getrou in julle eie dissipline was, om stilte tye te hê, om tye te hê waarin jy soos ons nou bymekaar is, voor 'n televisieskerm of 'n ander skerm net kan sit, of net te luister na die evangelie. God het hierdie honger in jou gebring. God het hierdie geleentheid geskep deur YouTube en deur WhatsApp om hierdie boodskappe uit te dra. Julle het almal bygedra deur tyd te maak en te luister en die Here te dien. Julle het bydraes gemaak. Selfs in hierdie ekonomies moeilike tye
het julle bygedra en gesorg dat die evangelie bedien word. Van die eerste dag af tot nou toe, het julle saam gewerk, het julle 'n bydrae gelewer, het julle kragte ingegooi om saam te werk sodat die woord van God in hierdie wêreld kan uitgaan. Dankie daarvoor. Ek wil ook besonderlik dankie sê aan mense wat moeite gedoen het om vir ons te help om hierdie dienste week na week op YouTube beskikbaar te stel. Baie dankie vir jou gawe, vir jou moeite. Op hierdie wyse het ook vanuit ons gemeente die evangelie verder grense oorskry om mense te bereik wat ons normaalweg nie sou bereik het nie. Daar is soveel mense vanaf Aggeneys, Stellenbosch, Oos-London, op baie plekke, mense wat by ons inskakel, wat saam met ons 'n verwagting het dat die Here met ons sal praat vir ons voet uit sy woord. Dankie. Dankie dat jy ook baie keer die boodskap wat jy gehoor het, as dit vir jou iets beteken het, gesê het, ek stuur dit aan. Ek weet van 'n gemeente wat nie 'n dominee het nie, waar ons as hierdie by hulle uitkom, dan stuur hulle dit sommer ook aan alle gemeente se lede. So vanuit hierdie gemeente kon die evangelie weer klink, baie wyer as voor die Grendeltyd. Daarvoor loof ons die Here. Ek loof God elke keer as ek aan julle dink. Want van die eerste dag af tot nou toe het julle almal saamgewerk aan hierdie uitdra van die evangelie. En liewe vriende, met al hierdie ander dinge gaan ons nog steeds volhou. Ons gaan nog steeds die boodskappe op YouTube beskikbaar stel. Dankie vir jou samewerking om dit moontlik te maak. Hierdie wete gee Paulus te kenne, het sy hart warm gemaak in 'n koue sel. Maar jy moet ook vanmôre weet dat julle nie net in my gedagtes, selfs in Paulus se gedagtes was nie, maar julle is in God se hart. Julle is in God se gedagtes. Dis hy wat aan julle dink. Kyk maar verder, vers 6. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer. En hy sal dit volëindig tot op die dag wanneer Jesus kom. Ons Vader doen nie halwe werk nie. My liewe vriende, hy sal jou nooit vergeet nie. Hoe kan hy? Hy het jou gaan haal, as het ware. Petrus sê, die duisternis het hy ons geroep na sy wonderbare lig. Paulus sê daar in Kolossense, hy het ons uitgeruk uit die duisternis en oorgebring onder die sorg van Jesus Christus. Ek is hierdie afgelope week aangegryp deur 'n wonderlike beeld wat in die Bybel baie na vore kom. 'n Beeld van Vader, van God, uitgedruk as 'n moederhen, as 'n voël wat die kuikens onder sy vlerke neem en vir hulle bewaar, selfs deur vuur heen. Ek het gehoor van 'n voël wat op sy nes gesit het en die kuikens onder hom, en 'n bosbrand het uitgebreek en die bosbrand het alles vernietig, selfs die moederhen doodgemaak, maar die kuikens het oorleef. Ek het ook gehoor van 'n haalstorm, dat hierdie hen die kuikens onder die vlerke geneem het en die haalstorm slaan hierdie hen dood. Maar wanneer die hen opgelig word, kom die kuikens vry uit. Selfs tot die dood toe.
Hy wat jou kom haal het. Hy wat jou uit die duisternis uitgeroep het na sy lig. Hy het jou onder sy vlerke geneem. Jy was in sy gedagtes. Deur al die storms van hierdie chaotiese wêreld heen. Ek wil vir jou beskerm. En het hy sy vleuels aan die kruis uitgespan om oor elkeen van julle, oor elkeen van ons, om te ontferm. In hierdie grendeltyd het Vader juis ook hierdie boodskappe vanuit hierdie gemeente gebruik om vir mense te sê, ja, daar is lyding, daar is swaar kry, maar moenie vergeet nie, in dit alles dra ek vir jou. Dis so asof die woorde van Jesaja wat sê daar in Jesaja 43, al sou die water van die rivier afkom, moenie bang wees nie, ek is met jou. Al sou jy deur die vuur moet gaan, moenie bang wees nie, ek is by jou. Hy wat die goeie werk begin het, hy wat jou gaan haal het om jou syne te maak, hy wat jou ten duurste gekoop het met die bloed van Jesus, al het dit sy lewe gekos aan die kruis, het hy vir jou onder sy vleuels beskerm. Hy wat hierdie goeie werk begin het, sal dit volëindig, sê vers 6. Hierdie werk sal hy einduit volhou, en hy sal dit volëindig die dag, wanneer Jesus kom. Hy los nie sy kinders in die middel van nêrens nie. Hy doen nie halwe werk nie. Hy verloor nie belangstelling, soos wat baie van ons entoesiasties met 'n ding kan begin, en op die ou end belangstelling verloor, en dan spring ons weer na 'n volgende ding nie. Nee, hy is gefokus op jou en my. Jy's vir my kosbaar, sê die Here. Jy's myne. Moenie bang wees nie. Ek is by jou al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Hy doen nie halwe werk nie. Hy wat die goeie werk begin het, sal dit volëindig, tot op die dag wanneer Jesus kom. En daarom, wat jy tot vandag toe geword het, wat jy nou is maar nog 'n vulletjie teenoor wat jy gaan wees. Want God is nog besig. Ek het eendag so die mooi beeld, under construction. Ek is onder konstruksie. Hy is besig met my. En daarom is dit belangrik dat Paulus onmiddellik, wanneer hy vir hierdie mense wat hy so lief het, wanneer hy weet, hierdie God is die God wat begin het met 'n goeie werk, wat dit gaan volëindig, wat dit sekerlik gaan klaarmaak, tot op die dag wanneer Jesus kom. Ek bid, sê vers 9, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en in fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom, sodat julle vir niemand die dag wanneer Christus kom 'n aanstoot sal wees nie, tot op daai dag, onberispelik sal wees wanneer Jesus kom. Ek bid dat julle sal leer om meer en meer vir mekaar lief te wees. Om te weet, God is nog besig met die goeie werk waarmee hy begin het, en hy gaan dit klaarmaak. Maar intussen tyd, terwyl ons op hierdie pad is van groei, hierdie pad is van die finale produk wat hy nog van jou en my gaan maak, hê geduld met mekaar. Vader is nog nie klaar met jou of met my nie, of met hom of met haar, vir dalk kan jou krap nie,
Hy is op pad met ons. Ons is onder konstruksie. En daarom, ek het hierdie week ook in die voorbereiding gaan kyk na die woord vitterig. En dis 'n woord wat ek nou al baie gebruik het, maar nooit presies geweet het wat dit beteken nie. Toe gaan kyk ek in die woordeboek en dit sê, vitterig is om kleinserig te wees, is om foutvinderig te wees, om negatief en krities teenoor mekaar te wees. Vader is besig met ons. En moet nie die maatstaf aanlê van die volmaaktheid waartoe ons lei, waartoe hy ons op pad mee is nie. Want ons is nog nie daar nie. Daarom hierdie gebed, ek bid dat julle liefde sal groei. Liefde is blind. Liefde sien nie die foute raak nie. Liefde vergewe, liefde verdra. Daarom verdra ons mekaar, want ek weet, jy is nog nie klaar nie. God is nie klaar met jou nie. Hy is nog nie klaar met my nie. Interessant dat die woord wat hier gebruik word in vers 9, dat julle liefde meer en meer sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling. In die ou vertaling het hy gesê, in kennis. Daai woord word meermalig gebruik. Word meermalig gebruik om te sê, ken jy vir God? Jy moet groei in jou kennis van hom. En daarom doen moeite om hom beter te ken, meer beskikbaar te wees, minder 'n struikelblok in hierdie vormingsproses waarmee hy met jou besig is. Ons is in sy volmaakte hande. Moenie bekommerd wees nie. Moenie oordeel nie. En hierdie proses sal ook nie te moeilik wees nie. Hy wat die goeie werk begin, hy sal daarmee volhou, totdat hy klaar is. En wat 'n produk sal dit nie wees nie. Die laaste versie sê, die gedeelte sê, deur Jesus en Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees. Ons sal onberispelik wees, sonder blaam. Niemand kan 'n vinger wys nie. Dis waarheen God met jou op pad is. Seën vir jou. Jy maak my hart vol van blydskap. Amen. Liewe Here, ons is net U sinne. U het ons geroep, U het ons gekoop, U het ons U sin gemaak. Sorg vir ons, dra vir ons asseblief, Here. En die goeie werk waarmee U begin het, asseblief, hou vol daarmee, totdat Jesus kom. Seën vir ons, seën hierdie gemeente. Ek bid, Here, dat U ons steeds meer in staat sal stel om die woord van liefde en die evangelie van versoening uit te dra tot aan die uithoeke van hierdie wêreld. Maak ons in staat om saam te kan werk vir dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, nou gaan ons weer 'n lied sing. Liedboek 512 is 'n gebed. Here, bring my naby aan U. Hou my naby aan U, sodat U met U hande soos die pottebakker in my kan werk. Doen net U wil. Nader my God by U. Kom ons sing dit. Liedboek 512.
jou vriende, ontvang die Here se seën. En gaan voort in hierdie werk van saamwerk om die evangelie uit te dra. Deur jou getuienis, deur jou liefde, deur jou verdraagsaamheid en deur jou bydraes tot eer van sy naam. Genade vir jou en vrede. Jy's gevul met die liefde van Jesus, want dis hy wat in jou werk om te wil na sy welbehae.